Goeiemôre almal. Welkom hier by die diens. Ons gaan begin met die voorsak, maar voor ons daarby uitkom net 'n paar dinge. Die diens word opgeneem en dit is later vandag op die YouTube beskikbaar. Selfoon as 'n klank moet net asseblief afgesit word terwyl jy hier is. En dan kersse wat as jy vir iemand spesiale kers wil opsteek, jy is welkom om dit te doen terwyl ons voorsang doen op wat ek kan. Ons sê ek welkom aan die mense by Herberg aan See. Hulle is by ons ingeskakel. Ons begin vanoggend met die eerste lied, lied 157 verse 1 en 2. Lied 167 verse 1 en 2, Jesus bron van al my vreugde. Volgende lied is lied 188, die eerste 3 verse. Kom dank nou almal God.
volgende lied is lied 196 verse 1 tot 3. Ons volgende lied is lied 280 vers 1 tot 3, Here Redder groot en magtig. voorlaaste lied is Vlam 34, dit is 'n nuwe lied wat ons geleer het. Ek dink ons het dit al probeer voorheen. Ons sing die eerste 2 verse.
volgende lied is nie so maklik, maar ons het dit ook al geprobeer, het beeld van God. Prediker vanoggend is Dominee André Joubert, ek gee nou oor aan hom. Goeiemôre, vriende, dis lekker om vanoggend saam met julle hier te wees. Ek wil vanoggend begin met ons afkondigings. Heel eerste, ons het nuwe lidmaatskap ontvang van 'n paar mense. Nico en Ria van 'n Merwe van Wellington Noord het in Kleinbaai ingetrek. Mariana Kortjie van La Rochelle in Bellville het ook in Kleinbaai ingetrek. Dion en Erika Oosthuizen van Brackenfell Wes in De Kelders en Johan Zili van Brandwag Woester Wes het in Pearly Beach ingetrek. So enige van julle wat met hierdie mense kontak het, kom ons maak vir hulle baie tuis voel hier tussen ons in ons gemeente en ook in ons gemeenskap. Vriende, dan het ons weer 'n fantastiese geskenk gekry, weer 'n jagpakket om wat ons met looitjies gaan verkoop. Die prys per kaartjie is R100 vir 'n kaartjie. Vriende, ons kon met laasjaar sin, ek kan nie onthou heeltemal oom Rian, hoeveel het ons laas jaar gemaak met dit? R52.000. 'n enorme verskil gemaak met ons opvoedingsfonds, kinders wat ons help, wat deur ons op skool ondersteun word. So hierdie jaar gaan ons weer probeer of het ons weer hierdie wonderlike geleentheid. So enige vrae julle kan vir Henny Prinsloo kontak. As julle nie sy nommer het nie, kan julle by die kantoor of by een van die predikante die nommer kry. Dan vriende, het ons, kom ons kyk gou hier, dan sien ons ook Jacques de Priester 24 Maart, ek dink is hierdie week,
om 10:15 die oggend. Is almal van julle baie welkom. Die naam is Back to School, sien ek, maar moet asseblief nie verward wees nie. Dit is nie vir skoolure nie, hoor. So dit is vir almal van julle, daai tyd is die kinders nog in die skool. Dit is en dis regtig eintlik 'n spotgoed koop vir R50 vir 'n kaartjie. Dan vriende, onthou asseblief van die Pearly Bazaar, die 4de April, Gansbaai Bazaar, die 25ste April, daar word nog wit olifante benodig, plantjies, enige plantjies, enige iemand wat groen vingers het. Ek weet nie of daar nog genoeg tyd is, op 25 April, hulle behoort seker nog al bietjie wortels te begin maak. So enige iemand wat nog vir ons 'n paar plantjies kan maak, dis altyd baie gewild by die bazaar. En dan vriende, sal julle op die afkondiging sien, die sameroepers van elke tafel, as jy iewers waar jy bereid is om in te skakel, maak asseblief kontak, dat ons julle in verbinding met die regte persone sit. En dan vriende, dan ons voorbereidingslysie vir oggend. Ons dink aan Bernard Slabbert van de Kelders, maar dan ook vriende, ons streeksleier van de Kelders ook, Jan Roeping se vrou en die Fransien. Jan, ons dink ook aan julle met haar wat met aansterk. En dan vriende, dink ek is dit nuwe kerkraadslid, skus, JP Rousseau is verkies as ouderling in Franskraal. So daar's 'n nuwe kerkraadslid ook wat ons afkondig. En dan vriende, dink ek is ons deur hierdie lysie. Dan wil ek hoor vanoggend, waar is ons verjaarsdag? Onthuis. Baie geluk. As sy hierso is nog, baie geluk. Is daar nog, ek dink ek het nog hande gesien. Nog hande gesien. Baie geluk julle. Dis lekker om dit met julle te kan deel. Ek dink hierso, as sy baie geluk om, as sy baie geluk. Alright, is daar nog verjaarsdag? Ek dink al was daar bo ook verjaarsdag gewees. Dan vriende, enige huweliksherdenkings. As sy. Een van ons ou Gansbaaiers, Andre, hoeveel jaar is dit? 60 jaar, baie geluk oom. Sjoe, dis 'n groot mylpaal. Nog enige huweliksherdenkings, Jesu? Julle ook? Het oom hom sy eie vergeet, maar dis alraai, die tannie is hier nie, so oom gaan nie moeilikheid wees nie. Sies tog, hoe moet vir haar baie geluk sê. Oom Jan, ons nou nie, ek nie eers gevra nie, hoeveel jaar is dit nou by julle? 51 jaar, so dis homself 'n groot mylpaal. Vriende, nog enige huweliksherdenkings? Geen ander nie. Enige doopdatums? Enige doopdatums? Fantasties. 1960, 20 Maart. Sjoe, baie geluk. Baie geluk. Is daar nog enige doopdatums? Dis altyd fantasties om dit te kan vier. Om ook daardeur iets te kan sê van die Here wat tree vir tree saam met ons stap elke dag. Vriende, ek wil vanoggend wil ek ook dan hier 'n paar kersse opsteek. Ek het al hoeveel keer vir julle gesê, die sjokolades, ja, dit gaan oor iets van ons vreugdes wat ons deel, maar dan besef ons ook terwyl ons hier is, gemeente wees gaan oor baie meer as net vreugdes. So vanoggend sit jy dalk van julle wat bekommerd is oor jou gesondheid. Eintlik moes ons daarvoor ook, tensy dit vir suiker is, moes ons ook 'n sjokoladietjie daarvoor gegee het. Ons dink aan elkeen wat hier sit vanoggend en wat bekommerd is oor gesondheid. Dalk is hier van julle wat hier sit wat nog stoei met die verlies van 'n geliefde. Daarvoor moes ons ook eintlik 'n sjokolade gegee het. En ons is ook vanoggend hier om te bely
en om mekaar te herinner dat ook daarin ons nie alleen is nie. En dalk is jy vanoggend hier, sommer maar net omdat daar iewers verhoudings in jou lewe is wat regtig seer is. Egskeidings, familieverhoudings, kinders, soveel goed wat ons mee loop. En dan steek ons ook vanoggend daarvoor 'n kersie op. En dan kan ons nie anders nie, vriende, as om op hierdie stadium so bewus te wees van die wêreld rondom ons, wat so seer het, en soveel wat swaar kry binne dit. En besef ons vanoggend is ons hier in die teenwoordigheid van die Here, met hierdie volle mens wees, wat ons hiermee kom sit. Kom ons raak vir 'n oomblik stil, en dan gaan ons toetredingslied sing. Ons is almal hier te saam. In Johannes 14 sê Jesus, dit het ek vir julle gesê terwyl ek by julle gebly het. Die Parakleet, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur. Hy sal vir julle in alles onderrig en julle aan alles herinner wat ek vir julle gesê het. Gemeente, genade en vrede van God die Vader, God die Seun, en van wie se Gees hier onder ons leef en ons herinner aan sy teenwoordigheid. Amen. Ons loflied vir oggend is lied 438. Ons staan saam en dan sing ons die eerste en die tweede vers van lied 438.
Ons skrifgedeelte vir oggend is die baie bekende verhaal uit Esegiel 37, die Esegiel se visioen van die vallei van doodsbeendere. Julle kan daar oopmaak, ons gaan lees tot en met vers 14 van Esegiel 37. Nou, voordat ons gaan saam lees, kom ons raak rustig en ons sluit ons oë. Here, in hierdie tye is dit moeilik om nie oorweldig te voel nie. Kom so doodsheid oor mens. As jy luister na wat oral in die wêreld gebeur, en al meer begin dit aan ons eie lyf raak. Geliefdes wat op plekke vasgekeer is, brandstofpryse wat rekordhoogtes gaan bereik. Soveel dinge, Here, wat ver van ons af gebeur, wat ons affekteer. Ons is al eintlik in 'n sekere sin, Here, vir dit wat hier om ons gebeur, afgestomp. Soveel seer ook net hier om ons. Mag ons vandag, Here, bereid wees om weer te onthou dat U die Here is wat hemel en aarde geskep het. En wat tot vandag toe betrokke is by ons. Mag ons fyn luister, Here, vir U stem. Amen. Esegiel 37 vanaf vers 1. Die hand van die Here was op my. Hy het my deur die gees van die Here uitgelei en my neergesit in die laagte, en dit was vol beendere. En hy het my keer op keer daar rondom laat loop en kyk. Daar het geweldig baie versprei oor die laagte gelê en hulle was heeltemal verdroog. Hy vra toe vir my: "Mensekind, kan hierdie beendere leef?" En ek het geantwoord: "My Here, net U weet dit." Toe sê hy vir my: "Profeteer oor hierdie beendere. Sê vir hulle: verdroogde beendere, luister na die woord van die Here. So sê my Heer, die Here, vir hierdie beendere: kyk, ek gaan gees in julle laat kom en julle sal leef. Ek sal seënings aan julle heg, vleis aan julle sit, vel oor julle trek, asem in julle gee, sodat julle kan leef. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het geprofeteer soos ek beveel is, en daar was 'n geluid net toe ek profeteer, 'n geratel. Die beendere het nader aan mekaar beweeg, been na been toe, en ek het gekyk en so waar aan hulle is daar seënings en vleis kom tevoorskyn. Vel is van bo af oor hulle getrek, maar daar was nog geen asem in hulle nie. En hy sê toe vir my: profeteer vir die wind. Profeteer, mensekind. En ek sê vir die wind: so sê my Heer, die Here, wind, kom uit die 4 windrigtings, blaas in hierdie doodgemaaktes, sodat hulle kan leef. Ek het geprofeteer, soos hy my beveel het. Die wind het in hulle ingegaan, en hulle het lewend geword en op hulle voete gaan staan, 'n buitengewone groot leer. Hy sê toe vir my: mensekind, hierdie beendere, hulle is die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê ons beendere is verdroog, ons hoop is verdor, ons is afgesny. Daarom profeteer en sê vir hulle: so sê my Heer, die Here, kyk,
Ek maak julle grafte oop en ek sal julle uit julle grafte laat opkom, my volk. Ek sal julle terugbring na die grond van Israel. Julle sal besef dat ek die Here is, wanneer ek julle grafte oopmaak en julle uit julle grafte laat opkom, my volk. Ek sal my gees in julle gee en julle sal leef. Ek sal julle tot rus bring op julle grond. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het gepraat en ek sal dit doen. Dit is die uitspraak van die Here. Ons lees tot sover toe. Nou, verskriklike mooi gedeelte die, bekende gedeelte en baie wat al gedoen is in preke oor dit. Iets van die doodsheid. Ons hoor hierso die tema van dood, hierdie absolute doodsheid, maar aan die ander kant lewe. En die afgelope week, my vrou is alweer besig met Afrikaans merk en dis skrikwekkend hoe min ons kinders nog van hulle eie taal ken. So ek dink toe nogal in die week, dink ek by myself, elke keer as sy na my toe kom en wys sy vir my van die tieners, wat hulle nou met trappe van vergelyking of idiome en allerhande goed wat hulle aanvang daarmee, wat eintlik hysteries snaaks is, maar terselfdertyd baie ontstellend. Dink ek, maar wat sal die kinders nou, as jy nou vir hulle gaan vra op die oomblik, wat is die trappe vergelyking van dood? Toe dog ek, dalk sal hulle iets uitdink soos doder brandstofprys op die oomblik. Want iets daarvan hoor ons in hierdie stuk. Ek dink nie ons kan hierdie gedeelte regtig verstaan as ons nie verstaan wat die omstandighede is waar binne Esegiel besig is om te praat nie. In 19, ek dink ek kan nou nie onthou wie dit is, die van julle sal nou weet wat nou goed is met musiek. Ek dink is in 1970 wat die lied geskryf is By the Rivers of Babylon, wat toe ons nou deur Boney M in 1979, dink ek, het dit baie bekend geraak toe hy die lied ontdek. Wat eintlik mos nou maar Psalm 137 is. Psalm 137 wat juis praat oor die tyd wat die ballinge daar in Babylonië sit, en Psalm 137 wat hierdie beeld skets van hoe hulle afgesny voel van hulle eie identiteit, hoe hulle harpe ophang, want daar's niks om meer oor te sing nie. Hierdie absolute doodsheid wat hulle beleef daar in Babylon. Esegiel profeteer in dieselfde tyd. Ek dink nie eers is so ver gesog om te sê, dalk het Esegiel en hierdie psalmdigter mekaar geken nie. Hierdie absolute doodsheid. Ek beleef iets op die oomblik daarvan in ons samelewing. Hierdie hopeloosheid van magtige egos wat die wêreld in situasies dompel waar niemand van ons regtig iets aan ons eie lot kan doen nie. Ons sit maar net en wag vir die volgende hou om te kom. Elke dag 'n nuwe beeld van verwoesting, en het ons al vergeet julle dat ons eintlik voor die nuutste oorlog of oorloë, whatever jy dit nou noem, dat ons eintlik reeds getraumatiseer was oor hoe dit in die wêreld gegaan het. Ons het al opgehou om te praat oor die Oekraïne. Ons is nou eers weer verby Gaza, wat ook nog steeds in chaos is. Sudan, daar's soveel goed en dit is maar net die volgende op die volgende op die volgende, en terwyl ons in 'n sekere sin eintlik maar net emosioneel geaffekteer word deurdat ons op sosiale media en op die nuusberigte en braaivleisgesprekke al hierdie swaar hoor, begin hierdie ding al nader aan ons kruip. Al nader en nader en nader wat dit kom. April maand,
Na alle waarskynlikheid gaan ons die grootste brandstofpryssprong sien wat daar nog ooit in Suid-Afrika was. En net vir as jy gedink het jy gaan vanoggend in die kerk bietjie kom ontspan, elektrisiteit gaan ook met amper 9% op. Ons sien die angs in mekaar. Baie van ons se buffers is breër as ander. Sien hoe mense met hierdie angs leef van, is hierdie die laaste strooi wat die kameel se rug gaan breek. Ek weet nie hoe ek dit gaan maak nie. Hoe gaan ek kan byhou? En waar is die kerk? Ons is besig om nader te beweeg aan Paasfees. Hier in Lydenstyd. So Jesegiel skryf hier in die jaar 597 voor Christus wat die Babiloniërs vir Jerusalem ingeval het. Jesegiel is een van die ballinge, so hy sit daar in Babilonië. So is dit 9 jaar later, 586 voor Christus, keer die Babiloniërs weer terug na Israel toe en hulle vernietig Jerusalem absoluut, amper tot op die grond toe. En die belewenis is 'n belewenis van mense wat voel daar's niks oor nie. Ons beendere is verdroog. Ons hoop is verlore, ons is afgesny. Nou, die woord daar verdroog, Jabesh in Hebreëus, dis nie 'n duif wat sopas teen my ruit vasgevlieg het en dood daar buite in die tuin lê nie. Toe ek en Willie 'n paar jaar terug die visrivier gaan stap het, dan so plek, toe sit in daai droogte, ek weet nie of julle kan onthou, toe dit so verskriklik droog daar was in daai omgewing in Namibië, en plek wat jy stap, wat jy op dooie diere afkom. En dan weet jy mos nou, dan baie keer, dan sit ding onlangs dood, en dan kom jy by hierdie dier wat dood is, maar al wat oorbly is net hierdie stuk spierwit been. Daar's nie eers meer goggas wat daar kom leef nie. Hierdie absolute lewensleegheid. Dis wat Jesegiel 37 van praat. Hierdie beendere waarvan niks oor is nie. En Jesegiel kom beklemtoon dit wat hy hier sien. Hierdie vallei van beendere, so ver dat hy kyk, sien hy net doodsheid rondom hom. Hy sien net hierdie klomp bene. En hierdie woord bene het in die Ou Testament dikwels 'n dieper betekenis ook. Dit gaan nie net suiwer, dis iemand net my geraamte wat vir my regop hou nie. Nee, dit het dikwels was jou bene is jou binneste wese, dis jou essensie. As jou gebeente tot niet gaan, is dit hierdie verlies amper van wie jy is. As jou bene so droog is, het jy nie net fisies jou lewenskrag verloor nie, maar ook emosioneel, kan ons kon sê. Ek hoor eintlik in hierdie stuk, hoor ek iets van 'n depressie, wat soveel van ons ken. Daai vloekwoord wat ons nie hardop vir mekaar wil sê, dat ons, baie van ons, stoei met hierdie donker wolk wat my beendere kom uitdroog, en as dit nou nog in die wêreld om my so aangaan, dan is dit soveel te meer hierdie donkerte wat vir my voel, my kom vasdruk. Hierdie teks kom vertel 'n verhaal
van die absolute verlies en die tot niet gaan van identiteit. Wie hierdie mense is tot in hulle diepste wese kom uitdoof. En natuurlik bring dit onmiddellik 'n klomp godsvrae. Hoekom? Is dit omdat God nie meer omgee nie? Is dit omdat ons te droog gemaak het, of te droog geraak het? Of nog erger, is dit omdat God dalk nie so sterk was soos dit ons gedink het nie? En is midde in hierdie belewenis, hierdie donkerte, hierdie depressie van die lewe, hierdie verlies van hulle self, wat die Esegiel hierdie visioen sien, hierdie vallei, en God wat vir hom kom vra, wanneer hy rondom hierdie bene stap, vra, mensekind, kan hierdie bene lewe? En Esegiel antwoord baie versigtig. Here, eintlik net U kan dit antwoord. U weet dit. En dan kom die opdrag van die Here af en die Here sê vir hom, maar profeteer hieroor. En natuurlik nou is dit vir my verskriklik 'n groot verleiding om nie nou of van die spoor af te dwaal oor wat 'n profeet is nie, want ons het ons hierdie beeld van 'n profeet wat iemand is wat praat oor toekomsvoorspellings en whatever jy alles 'n begeerte het om te sien wat jy nog nie kan sien nie, maar om te profeteer namens die Here wat juis is om die waarheid van God te praat, selfs daar waar dit nie gewild is of nie gesien word deur ander nie. So kyk hoe gewild deesdae mense wat hulle self profete is. Hoe gewild hulle is. Hulle sou nie lekker by die profete van die Bybel inpas nie. Want dit was 'n ongewilde plek om te wees. So kom die profete wou nee sê, dikwels wou terugduins daarvan, want Here, asseblief moenie dit aan my doen, dat ek die een is wat moet gaan sê wat mense nie wil hoor nie. Asseblief Here, sien my maar net oor. Elia wat onder die besembos gaan staan in die teks, wat om een of ander rede in my studiejare in die Hebreëus so by my wat ek so geniet het, nog altyd doen, as Elia daar onder die besembos gaan lê en net vir die Here sê, genoeg nou, Here. En hier kom die Here en hy kom sê vir Esegiel, profeteer, kom praat my waarheid. Kom praat die waarheid oor hierdie bene, die godswaarheid. Maar die merkwaardige is, ook soos dat ons vandag dink, maar dis dan 'n fantastiese prediking. Hierdie ene is so kragtig, daai ene doen dit so goed. Maar Esegiel doen eintlik niks nie. Esegiel is eintlik maar net besig om te staan en toe te kyk, en wanneer die Here sê dit, dan sê hy maar net dit. Dis absoluut die Here wat besig is om hierdie teks te kom werk. God gebruik sy woorde. God self kom tree in. En die wonderlike is, een van die vrae word al klaar hier geantwoord, het ons te droog gemaak, het ons te ver weg beweeg, het ons nie goed genoeg geglo, of nie reg vertrou nie. Sien ons dat die volk in Esegiel 37 iets kon doen. Nie hulle lê spierwit verkalk mors dood daar. Hulle het nie eers iets gedoen en toe die Here gesê, nou het julle die boksie getik. Nou sal ek doen wat ek beloof het nie. Nee, in hierdie doodsheid kom die Here, want dis wie hy is. En hy kom tree nader en hy kom gebruik Esegiel se visioen en hy wys hoe hy kom lewe gee. Esegiel praat en die bene begin nader aan mekaar trek, senings, vleis, vel, maar die teks beklemtoon dit, daar word steeds nie geleef nie.
En dan kom God se ruach, en dis vir my altyd so mooi. Gees, asem en wind is dieselfde woord. God kom en hy kom gee nuwe lewe, kom gee asem. Dieselfde gees wat ons van hoor in Genesis 1 en 2, die gees van die Here wat oor die aarde gesweef het, en jy sien iets in hierdie Jesegiel 37 verhaal, van 'n herskepingsverhaal, God wat uit hierdie chaos, uit die doodsheid van die lewe kom, en kom iets nuuts kom sit op die tafel, wat kom herskep, en daarom is die tema van lewe wat ook, ek dink is dit Gaia, dink ek, lewe wat voortdurend ook in hierdie teksgedeelte uitkom, voortdurend 'n terugroep na lewe, maar lewe wat nie net hier gaan oor om asem te haal nie, maar om werklik te floreer, om werklik voluit te kan leef. Die absolute teenoorgestelde van hierdie verskriklike droogheid, doodsheid, wat in hierdie bene ingebring word, deur God se gees, God se asem. Nou beweeg ons al nader aan Goeie Vrydag, die verhaal van lydenstyd. Nou wanneer Jesegiel hier besig is om te praat, gaan dit definitief nie hier oor 'n beskrywing van die Gees met die oog op Christus wat kom nie. Hierdie is 'n uitroep na die Here vir herstel van Israel. En ek dink dit was so wat 50 jaar later wat hierdie ballinge kon terugkeer na Jerusalem toe. Maar hier op pad na Paasfees toe, kom sien ek iets van 'n uitnodiging in hierdie teks om eerlik te wees met die doodsheid in onsself. Om een of ander rede kry ek die idee dat ons 'n persepsie het dat ek alleenlik die Here se guns en lewe sal beleef as ek maak asof die doodsheid nie so groot realiteit by my is nie. Ek moet dit amper half ontken, wegvlug daarvoor, my eie toedoen daarin ook ontken. Maar dis nie wat hier gebeur nie. God kom, tree in die verhaal in, omdat God is wie hy is. Dis dieselfde verhaal wat ons in Paasfees ook sien. Die God wat nie die dood ontken nie, die doodsheid nie, maar wat juis daarin kom klim en nuwe lewe gee. Hy roep hulle op, ek sien julle uit julle grafte uitbring. Jesegiel kom nooi ons om eerlik te wees met waarin ons lewens ons is. Om ook voor hom te kom sit en te sê, Here, ek kry swaar. Om nie net alles wat swaar en moeilik is te probeer miskyk noodwendig nie, maar juis om binne in die doodsheid van hierdie lewe te kom ruach inblaas deur die Here wat nooit vir ons los nie. Johannes 14 noem Jesus die Heilige Gees die Parakleet. Sy gees, sy ruach, ons gees.
Parakleet wat baie betekenisvol is. Daar's 'n klomp woorde wat eintlik hierdie parakleet gedagte kom invul. Jy kan die Gees wat die helper is, die Gees wat die trooster is, voorspraak is, advokaat is selfs. Die Vader sal hom stuur en hy sal julle in alles onderrig en julle aan alles herinner wat ek gesê het. Die Parakleet, die Gees, wie se werk nie los is van Christus nie, die Ruach wat ons juis wil ons herinner aan wie ons koning is, wat hy ons geleer het en wat hy kom doen het. Die Gees wil ons help om eintlik Christus te kom verheerlik deur woord en daad. Om nuwe lewe in hierdie ou bene van ons te kom inblaas. In 'n wêreld wat die verhaal vertel van die einde is naby. 'n Wêreld wat voortdurend vir mekaar sê, ons gaan dit nie maak nie. 'n Wêreld wat so chaoties geraak het dat ons sukkel om nie depressief te raak nie. In Esegiel se vallei moes die volk niks doen nie. In jou eie krisisse in jou lewe, jou eie depressie. Dis nie 'n teks vanoggend om vir jou te kom sê wat jy moet kom doen sodat die Here jou daar kom uithaal nie. Dis 'n teks wat vandag vir jou sê, die Gees van die Here is by jou. En hy kan nuwe lewe gee. En daarom kan ons anders leef. In 'n wêreld wat soos hierdie vallei van doodsbeendere voel, baie droog. Maar Esegiel wat kom en weer eens vir ons hier kom beklemtoon en herinner dat in hierdie wêreld is daar 'n lewende Here wat betrokke is. Wat dieselfde taal wat hy van die skepingsoomblik af gepraat het, toe sy Gees, sy Ruach oor die aarde gesweef het, oor die chaos. Toe sy volk langs 'n rivier gesit het in Babylonië en afgesny en dood gevoel het. Sy Gees steeds gegee het. Is vandag hier in 'n tyd wat Eskom, oorloë, brandstofpryse, maatskaplike krisisse. Om net te praat van dit wat van buite af kom, nog nie dit wat ons aan onsself en aan mekaar doen nie. In hierdie verhaal kom staan Esegiel 37 vanoggend en die Here kom sê, profeteer, praat die waarheid, praat my waarheid, dat my Gees, wat aan die begin geskep het, wat 'n volk uit die dood uit opgewek het, wat self uit die dood uit kom opstaan het, steeds in jou lewe kom lewe gee. Nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat hierdie God van die begin af nog altyd dieselfde was en altyd sal wees. Mag ons in hierdie tyd, as dinge donker voel vir ons, mag ons God se stem en sy lewe hoor. Ons het die voorreg hier om altyd wind te hê. Mag Gansbaai se winde ons die herinnering gee van die lewende Here wat kom lewe gee. Asem, Gees, wind.
Mag ons profeteer. Mag ons die waarheid van God praat. Dat daar altyd hoop is en lewe is, terwyl almal om ons en die wêreld om ons doodsheid verkondig. Want ons het die lewende God, die skepper van hemel en aarde, wat kies om saam met ons te leef. Here, selfs wanneer mens die teks uitlê, Here, dan moet ek ook eerlik wees dat ek so maklik hierdie dinge bely, maar in my eie hart verdwyn ek self ook soms in die donker, in die droogte. Here, ek kom bid dat ons gemeente se verhaal 'n verhaal sal wees wat die godswaarheid profeteer. Van 'n God wat sy ruach, sy gees, sy asem vir ons gee. Selfs tot op die kruis. Sodat ons in die vallei van doodsbeendere kan staan en kan sê, daar's lewe, Here. Want die Gees is daar. Mag ons hoop leef, omdat ons hoop ontvang het. Amen. Vriende, kom ons gee vanoggend geleentheid vir die offergawes.
Here, dit wat ons gee, mag dit wees dat ons dit gebruik om lewe te gee. Daar waar doodsheid ervaar word. Amen. Vriende, ek wil vir ons, voordat ons gaan saam afsluit met ons slotlied, wil ek vir ons voorgaan met die geloofsbelijdenis van Sia. Julle kan net so bly sit. Ons oudste belydenis in die kerk, wat laas jaar 1700 jaar oud was. Ek wil vir ons dit as 'n belydenis lees. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees, uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei en begrawe is, en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En dan die gedeelte oor die Heilige Gees. En in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo in een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis in die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Kom ons staan en dan sluit ons vanoggend af met ons slotlied, lied 442, vers 1 en 2, en dan bly ons staande vir die seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en dan julle vrede gee. Amen.